Vrydagmôre, goeie Vrydag, wonderlike dag, wonderlike tyd van die jaar. En ek het nou Sondag, hierdie laaste Sondag, bietjie gepraat oor die nederigheid van Jesus. En ek wil graag vandag praat oor die liefde van Jesus. So, dit is amper 'n tema, die liefde van Jesus, en ek dink daar is nie 'n beter skrif om mee te begin as Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16, en dit sê daar baie eenvoudig, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid net voor ek aangaan. Liewe Heer, dankie vir hierdie kosbare woord wat U vir ons gegee het. Die liefde wat U vir ons het, die voorreg wat ons het om hier so almal saam vir U te aanbid en lekker saam te kuier om U woord. Mag U woord in ons harte gaan soos saad wat gesaai is en groot bome groei. Dankie Vader, maak ons ore en ons hart se ore oop om U woord te hoor en te verstaan. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Daar is een woordjie in hierdie versie wat ek wil beklemtoon. Want so lief het God die wêreld gehad. Daai woordjie so beteken so baie. So lief, nie net lief nie, maar so lief. En as jy dink in die Ou Testament waar hierdie hele sterfte van Jesus, die seun wat gegee is, uitgebeeld is in Abraham, waar God vir Abraham gesê het, neem jou seun, jou enigste gebore seun, daar's ietsie spesiaal daar in jou enigste gebore, wat jy lief het, en gaan en offer hom op daai berg, wat ek vir jou sal wys. Ek wonder wat deur Abraham se kop deurgegaan het, toe God vir hom vra om sy eniggebore seun, wat hy lief het, jy sê daai, wat hy lief het, te gaan opoffer. Die Bybel sê die volgende dag, opgesaal, en hulle is op pad. Ek weet nie wat hy vir sy vrou Sarai gesê het nie, ek gaan my seun opoffer, ek dink jy het vir haar gesê, maar 3 dae lank, stap hulle op pad na daai berg toe, en toe hulle naby die berg kom, die berg staan, die distansie sien, sê vir sy diensknegte, bly julle agter, ek en my seun gaan alleen. En daar stap hulle, hy en Isak, stap nou, en Isak dra die klomp hout op sy rug, en terwyl hulle so stap, kyk Isak vir sy pa, hy sê, Vader, hier's die vuur en hier's die hout, waar's die lam? En daai moes al geslaan het. Abraham in geloof sê, die Here self sal die lam voorsien. Hy het nog nie geweet wat daar gaan gebeur nie, maar hy stap met sy geliefde seun. Hy weet ek moet hom opoffer. En hy gaan, hy bou 'n altaar, hy sit die hout op die altaar, hy tel sy seun op. Ek weet nie wat die seun gedink het nie, lê hom op daai hout, hy haal sy mes uit, en hy lig dit op. En net toe hy wou steek, stop die Here hom. Sê, Abraham, dankie dat jy gehoorsaam is. Hy kyk agter hom, daar's 'n lam. En hy offer die lam in die plek van sy seun, soos die seun in ons plek geoffer is. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, vir jou en vir my. Dis kosbaar, so lief.
Nou kom ons kyk na 'n paar plekke waar dit die liefde van Jesus aan ons toon. Matteus hoofstuk 19, vers 13 tot 15, julle kan dit neerskryf as julle wil, ek gaan dit nou nie lees nie, maar daar die kindertjies gekom om by Jesus te kom en die disippels jaag die kinders weg. Nee, die meester is besig, julle kan nie nou by hom kom nie. En Jesus is kwaad met hulle. Hy sê vir nee. Maar nie die kinders wegjaag nie. Laat hulle na my toe kom, van sulke is die koninkryk van God. En hy laat die kinders kom en ek kan net dink hoe kindertjies is. Nou kom hierdie kindertjies om Jesus, hy is die meester, mense eer hom en respekteer hom. Nou sit hy daar so, en die kindertjies kom, ek dink hulle het seker op sy skoot gesit, miskien sy hare 'n bietjie gevryf, of weet hoe kinders is, hulle sommer verwaand, miskien hom 'n drukkie gegee, en hy lê sy hande op die kindertjies en seën hulle. En hy wys, hy is lief vir die eenvoudige kindertjies wat die volwassenes wou verstoot het. Hy lief vir hulle. Johannes 4, ek wil hierdie deeltjie lees. Jesus wys sy liefde vir die veragte van society, soos ons nou sal sê, wat die gemeenskap verag het. Die Samaritaanse vrou. Vers 7. Hy kom daar so by die put, sy disippels gaan in die dorpie om 'n bietjie kos te koop, en daar's 'n vrou, 'n veragte vrou, wat daar so kom om water te skep. En Jesus vra, gee my 'n bietjie van daai water. En sy's geskok dat hierdie Joodse man vir haar vra vir water. En vers 10 antwoord Jesus haar. Kom ons lees vers 9. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. Hulle is veragte mense. Jesus antwoord haar en sê, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Hier praat hy met hierdie veragte vrou. Die Jode het glad geen gemeenskap met hulle nie, hulle is verag, hulle is weggestoot uit die gemeenskap, hulle mag nie eers met hulle praat nie. En hier praat hy nie net met hulle nie, haar nie, hy offer haar lewende water om te drink. Daar's liefde. Daar's liefde wat verby die society se denke gaan. Hy gee vir hierdie veragte vrou lewende water om te drink, en die res van daai hoofstuk lees jy waar sy teruggaan en sy sê vir die man daar so, kom ontmoet hierdie man wat vir my alles vertel het, en daar's 'n herlewing wat in daai stad gebeur omdat sy met een vrou gepraat het. Hy het vir haar liefde gewys. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 8. Jesus wys liefde aan 'n sondaar. Enige van julle ooit 'n sondaar gewees? Die oorspellige vrou. Johannes 8 vers 3. Vir 'n stukkie lees, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. Jy weet, volgens die wet, as iemand 'n egbreek gepleeg het, moes sy gestenig gewees het. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap, en Moses het vir ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? Hulle wil vir hom betrap, vasvang.
Nou, kan jy net dink, hierdie vrou staan daar in skaamte. Voor die hele volk, almal is daar so, almal weet, haar sonde is voor die hele klomp, asof ek nou iemand hier so voorbring, dat almal haar kan sien. Hierdie vrou het hierdie gedoen. Dink hoe skaam sy moes gevoel het. En hier is sy voor Jesus, die meester. Vers 6. En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. So, hulle wou hom beskuldig, hulle gee nie om wat daai vrou voel nie, wat sy deurgaan nie, hulle soek net iets om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Wonder wat hy geskryf het, ek het al baie gewonder, skryf hy daarso op die grond. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. Wie van ons sou die eerste kon wees, om die klip te gooi? En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe, en toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf. Hulle gewete het hulle gepla. Een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Onder al daai mense was Jesus die enigste een wat 'n klip kon gooi, wat hy sonder sonde. En hy sê, ek beskuldig jou ook nie. Hy sê, gaan heen en sondig nie meer nie. In ander woorde, moenie nou dink, jy kan nou maar sondig is, okay nie. Dis die genade. As ons genade ontvang het, dit beteken nie, ons kan sommer enigiets doen nie. Nee, gaan en sondig nie meer nie. Maar die genade strek sy hand uit en lig haar op uit haar sonde uit en gee haar 'n nuwe pad. Jesus is lief vir die sondaar. Matteus hoofstuk 20. Matteus hoofstuk 20. In vers 30. Terwyl Jesus op reis is van Jerigo, lees ons daar in vers 30, en daar het 2 blindes langs die pad gesit. En toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En die skare het hulle bestraf. Die skare probeer hulle stil maak. Dat hulle moes stil bly. Maar hulle het al harder geroep en gesê, wees ons barmhartig, Here, seun van Dawid. En kyk vers 32. Toe gaan Jesus staan. Hy's op reis. Hy's op pad na 'n plek toe, maar hy hoor die geroep van 'n blinde man. 2 manne. En hy gaan staan. Vriende, ek wonder hoeveel keer julle al uitgeroep het in 'n benoudheid, in 'n moeilikheid. En Jesus gaan staan. Daai kind, daai man, daai vrou roep vir my. En roep hulle en sê, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Hulle antwoord, Here, dat ons oë geopen mag word. Hulle vra vir 'n wonderwerk. En Jesus het innig jammer vir hulle gekry. Kyk die liefde vir hierdie mense wat almal net verbystap, miskien 'n penning ingooi vir hulle almose, wat ook al, maar net verbyskap, nie omgee vir hierdie mense nie. Jesus kry vir hulle innig jammer dat sy liefde. Hy het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak.
Jy weet, daai ding waar jy jou hand uitstrek en iemand aanraak. Wat 'n spesiale konneksie daar, is dit nie? Iemand aanraak, dit beteken jy omgee. Hulle aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Ek voel sommer behoor vandag van die liefde van Jesus strek uit na my en dit strek uit na jou in jou omstandighede. Strek hy sy hand uit en hy raak nie net sommer 'n boodskap stuur nie, hy strek uit sy hand en hy raak hulle aan. Jesus se liefde vir die blindes. Markus hoofstuk 1. Markus hoofstuk 1. Lees ons 'n merkwaardige ding, vers 40. Jy weet in daai dae, volgens die wet, as iemand melaats is, leprosy, melaats is, jy mag daai persoon nie aangeraak het of naby hulle gekom het nie, as hulle stap iewers heen, moes hulle uitroep, melaats, 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 dan maak mense so wye kring om hulle, want hulle is veragtelik weer. Hulle het 'n siekte wat maklik aansteekbaar is en 'n verskriklike siekte. Mense het so kringe om hulle geloop, waar ook al hulle gaan. Dink hoe so 'n persoon moes voel. Niemand wil naby my kom nie. Ek is melaats, ek is melaats, ek is melaats. Hier kry jy sulke mense. Vers 40, Markus 1 vers 40, en daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. As u wil. En weer lees ons, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en die hand uitgesteek, en hom aangeraak, hierdie melaatse man, raak hy aan, en vir hom gesê, ek wil, wees reinig, ek wil, maar eers raak hy hom aan, hierdie melaatse man, wat verskriklike siekte het, aansteeklike siekte, hy raak hom aan. En die man is, dit sê, en toe hy dit sê, die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. Ja, dit roer my. Johannes hoofstuk 10, so Jesus is lief vir die kindertjies, hy is lief vir die veragtelike mense, vir die sondaar, vir die blindes, vir die melaatses. Johannes 10, lees ons pragtige stukkie. Johannes 10 vers 14. Jesus sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. En hy praat hierso van die verlore skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde en een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Vir wie lê hy sy lewe af? Vir die verlore skape. Jy al ooit verlore gevoel? Jesus het sy lewe afgelê. Dit was ons hier vandag waar hy sy lewe afgelê het vir die verlore skape. Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19 vers 41. Hier kom hy by die stad Jerusalem in. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Hy ween, hy is lief vir sy stad, Jerusalem, die stad van Israel.
Hy ween nie net oor die stad nie, maar die volk wat daar binne is, die volk wat so verlore is. Het daaroor geween en gesê, as jy tog maar net geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande in skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. God is besig, kan ek dit sê, om ons volk te besoek. Suid-Afrika te besoek. Ons kan sien, die Here is oral besig om uit te rek na ons volk toe. Hy ween oor ons volk. Hy ween oor die stad. Merk ons die gunstige tyd. Hierdie is die gunstige tyd om te reageer op daai. Sê Here, ons kom terug na U toe. U is besig om ons te roep. As jy kyk, het 'n boekie geskryf, die beslaglegging op grond. Wat sê die Bybel? Daar's baie in die media oor die beslaglegging op grond. As jy kyk in die Bybel, die beslaglegging op grond, wanneer vyande kom, jou verpletter, wanneer daar droogtes is, of vloede, of pestsiektes, of sprinkane, al daai goedes het ons al gehad in Suid-Afrika. Dan moet jy weet, God is besig om met daai volk te praat. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, so julle die gunstige tyd toe God julle besoek het, nie opgemerk nie. Jesus ween oor ons volk. Johannes 19, dis nou op die kruis. Kyk hierdie pragtige stukkie. Johannes 19, Jesus aan die kruis vasgespalk. Hy gaan binne 'n uur of 2 ure gaan hy sterf. En ek lees in vers 26, terwyl hy daar so hang in verskriklike pyn, hy is op pad na die dood toe. Hy hang daar, kan jy dink die verskriklike pyn, hy is verskriklik gegeesel, hy bloei so, Jesaja praat daar van profeties, hy sê, sy gesig, sy liggaam is so verbrysel, dat jy hom nie eers kan herken nie. Terwyl hy in hierdie verskriklike pyn is, dink hy nie aan homself nie. Vers 26 sê dit daarso, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy liefgehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, dis nou Johannes, daar is jou moeder. En van daai uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus is Maria se oudste seun. Op die kruis in sy pyn, versorg hy vir haar. Hy maak seker sy is okay. Sy liefde vir sy moeder, sy liefde vir mense. Hy maak seker dit is alles in orde voor hy sterf. Is dit nie kosbaar nie? Lukas 23. Ook op die kruis. Vers 42. Daar hang Jesus weer in verskriklike pyn en daar's 2 rowers wat langs hom op die kruise hang. En die een rower spot met hom. En die ander rower sê so vers 40, die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy nie ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Dan kyk hy vir Jesus en hy sê vir Jesus, dink aan my Here,
wanneer u in die koninkryk kom, dink aan my. Vriende, hy het nie die tradisionele dinge gedoen, die gebed van oorgawe, gebid, sy hande opgesit by evangelisasie, bediening nie, hy was nie gedoop nie, hy was aan die kruis besig om te sterwe, en ek kyk net na Jesus en hy sê, dink aan my. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Op sy sterfte, terwyl hy hang, is hy nog besig om mense in die koninkryk te bring. Hy is lief vir die kwaaddoener. Ja. As jy teruggaan na vers 34 toe. Hierdie mense wat vir Jesus onregverdiglik veroordeel het en hom op die kruis gesit het, bid hy na die Vader. Hy sê, Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is lief vir die moordenaars wat vir hom vermoor. Gee liefde terug, Here, vergeef hulle. Jog, dis 'n liefde. Dis 'n liefde. Johannes hoofstuk 13. Johannes hoofstuk 13 vers 21. Ons het Sondag gekyk in die begin van hoofstuk 13. Die aand voordat Jesus gekruisig, gevange geneem sou word en gekruisig sou word, waar Jesus vir sy disippels hulle voete gewas het. Dus daar gekyk die nederigheid waar hy kniel vir hulle. En onder daai mense, daai 12 disippels, is Judas Iskariot, wat hom sou verraai. Hy was sy voete. Ons gaan bietjie aan na vers 21. Toe Jesus dit gesê het, kom ons lees van vers 20. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. So hy het dit geweet. Een van julle sal my verraai. Kom ons gaan kyk na daai. Matteus hoofstuk 26. En ons kom nou by die nagmaal. Matteus hoofstuk 26. Ons lees van vers 20. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. Dis waar hulle die nagmaal, wat ons net nou gaan saamdeel, dis waar hulle die nagmaal gehad het. Hoeveel was daar? Hy was met die 12 aan tafel. Dit sê vir my, Judas Iskariot was ook daar. En terwyl hy eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en hulle vra wie en so aan. Toe sê hy, die een wat sy hand in die skottel insteek, Judas was daar saam met hom en hy het saam die hand in die skottel gesteek. Vers 25, en Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord hom, jy het dit gesê. Vers 31, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. So hy praat my nie net van Judas nie, maar van die ander ook. En julle weet, hy het vir Petrus gesê, jy gaan my nog vannag verloon. En al die ander gaan van my af weghardloop. Hierdie 12 wat saam met hom aan tafel is, vir wie hy nagmaal gee, sal hom almal verloon, almal van hulle.
vers 31. Maar nadat ek opgestaan het, ek sal voor julle uitgaan na Galilea. Sorry. Ek het daai versie gelees. Nou gaan ons na vers 26. Matteus 26 vers 26. En ons gaan nou in die nagmaal in. Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, nou verstaan jy voor hom is 12 disippels. Een gaan hom verraai, die ander gaan hom verloon, die res gaan weghardloop. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, almal van hulle. En sê, neem, eet, dit is my liggaam. Hy gee hierdie brood. Hy breek dit en gee dit uit aan sy disippels. Een na die ander. Sê, neem, eet, hierdie is my liggaam. In ander woorde, hy nooi hulle om deel te wees van hom. Dat as jy daai brood eet, gaan daai brood in jou in, en dit word deel van wie jy is. Soos ons die brood van die lewe eet, Jesus, soos wat ons hierdie broodjie eet, is verteenwoordig, ons eet van hom. Daai word in ons liggaam in, en dit word deel van ons. In ander woorde, hy nooi hierdie disippels, een wat hom gaan verraai, een wat hom gaan verloon, en al die ander wat gaan weghardloop, en nooi hulle, wees deel van my. Wat 'n liefde. Wat 'n liefde. En toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, wat sê hier? Drink almal daaruit. Jy het ooit daai gelees? Drink almal. Moenie dit los nie, sê, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan hom verraai môre. Hy nooi vir Judas en al die disippels daar. Kom, drink. Hierdie is my bloed van die nuwe verbond. Hierdie bloed vir julle uitgegiet om julle te red, om julle vergifnis te bring. Voordat hulle nog die daad gedoen het, nooi hy hulle vir vergifnis. My bloed is vir julle uitgegiet. Drink almal daaruit, en ek wil vir julle nooi, wanneer ons nou die nagmaal neem, drink almal daaruit, en weet, soos wat jy daai drink, daai brood eet, daai wyn drink, aanvaar jy sy liefde vir jou, waar ook al jy mag wees, gedagtes wat jy miskien het, dinge wat jy miskien gedoen het, wat jy oor verwyd het, en wat ook al, hy nooi jou almal. Joh, wat 'n liefde, wat 'n liefde.